Ons kyk na die metafoor van meubelstukke in 'n huis wat belangrik is en ander wat minder belangrik is. En ek dink van hierdie meubelstukke, van hierdie mense in die gesin van die Here is wat ek noem die soutmense, omdat hulle geneig is om teen verrotting in alle fasette van die lewe te werk. Die Here Jesus sê in Matteus 5 vers 13, julle is die sout vir die aarde. En dan sê hy maar, as fout verslaan het, hoe kry mense dit weer sout? Dit is niks meer werd nie, dit word buitekant weggegooi en mense vertrap dit. So, sout is baie belangrik, maar dan moet dit aktief gebruik word. Dit moet deel wees van wat gedoen word. En dit is hierdie rol wat die soutmense in die gesin van die Here moet vul. En wanneer hulle dit doen, het hulle 'n geweldige positiewe invloed, want dit keer agteruitgang, dit keer dan verrotting in daardie konteks, en dit help om dinge beter te maak rondom ons. In Kolossense 4 vers 6 word daar so bietjie in 'n ander konteks oor hierdie saak gepraat. Laat julle woorde altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Nou, ons is veronderstel om sout te wees. En daarom behoort dit eintlik nie 'n uitsondering te wees, dat ons woorde ook so sout besprinkelde woorde sal wees nie. Want dan kan ons mense antwoord, en ek glo dit vorm deel van die belangrike funksie wat ons kan verrig en moet verrig om verrotting en agteruitgang rondom ons teë te werk. Kom ons aanvaar met liefde ons rol as sout, en ons sorg dat dit wat ons sê met sout besprinkel is, goeie dinge vir mekaar te sê sal hê. Kom ons waardeer dit en loop mooi.